Ons eie Marcel Hopkins Lourens het aan die begin van die jaar die groot nuus gedeel dat sy vir die eerste keer ma gaan word. En die appel val duidelik nie ver van die boom af nie, want Halkie is, net soos sy ma, 'n kollig dief. Halkie, ons gaan by ouma se huis kuier want die Bravo span gaan vir jou kom hallo sê. Sy het vir 4 jaar lank boere reg oor die land liefde help vind. Maar op 2 Julie 2025 word haar eie voete onder haar uitgeslaan. Van sy baie spesiale naam tot die inspirerende geboortestorie, daar is baie nuuskierigheid rondom die nuwe man in Marcel se lewe. Marcel Handrey, baie geluk met klein Halkie. Kyk hierdie mannetjie. Dankie. Sê hallo Halkie. Hallo. Handrey, ek dink nie ek het jou ooit so groot sien smaak. Nee, baie opgewonde. Hierdie ouetjie het ons lewe kom verander heeltemal. Ek moet sê Marcel was rock solid geweest in die laaste klompie weke. Ek wil nou net ook sê met die rock solid, ek dink is vir die ouer generasie dalk 'n nuwe term, jy weet die doula. Dit kom maar net neer op jou geboorte-ondersteuningspersoon en hy het van die dag wat ons uitgevind het ek is swanger gesê hy wil graag my ondersteuner wees en hy was ook rock solid in die geboortekamer. So kyk jy hoor mos baie stories van die mans wat bietjie flou word of bietjie hulle self verskoon waar hierdie man was daar met elke minuut en my hand vasgehou en my ondersteun in alle opsigte. So ja, daarvoor is ek super dankbaar. Ek hoop jy het dit al op jou CV geskryf, Doula Handrey. Kyk, ek het nou nog nie bemark of enigiets of op die socials gesit nie, maar it's coming. Ons werk aan. Wat was vir julle nogals 'n groot verrassing met sy aankoms of die hele proses wat 'n mens op glad nie kan voorberei nie? Die eerste skien oomblik binne in die hospitaal alles. Ek weet dit moet vertel nie. Normaalweg, ons het alles voorberei. Alles is lekker in die sakke gepak. Dis amazing daarso. Ons het die linnensywers, die doeke, alles amazing. Ons het net nooit gedink om dit enigstens uit te haal vir as die mannetjie kom, dan moet ons seker reg staan vir as daar 'n doek geruil moet word of enigiets soos dit. So toe dinge nou begin gebeur, waar's alles? Dis nog binne in die sak wat binne in die hoek van die hospitaalkamer staan. So ja, Hy het ons, kom ons sê maar dat hy het ons vinnig verras met sy eerste nappie, maar hy het nie 'n nappie aangehad nie. En jy het besluit op 'n watergeboorte. Ja, Wat ek dink ja. mense dink dalk is bietjie hippierig, maar in my geval was my kontraksies verskriklik erg in my rug. So water help eerstens vir pyn en dan die ander ding is daar's bietjie gravitasie. So jy's nie net so hard plat op jou rug nie. Is dit gedurende die watergeboorte of met die aanloop daartoe waar Handrey vir jou 'n brief gelees het? Daar in die water. In die water. Terwyl hy's nie ook in die water nie. Hy's langsam. Maar ja, dit was net vir my so mooi oomblik toe hy net dit vir my lees. Alhoewel ek dit weer moes gaan lees na die tyd want tussen die lees kom die kontraksies nou ook deur. Maar ek dink een van die mooi goed wat ek onthou het hy vir my gesê, dis die grootste geskenk wat ek ooit vir hom sal kan gee sodat hy kan pa word. Gesels my oor die naam Halkie. Dis 'n baie unieke naam. So ek en my man was verlede jaar in Griekeland vir ons jaarlikse vakansie en ons het toe op die dorpie Halkie afgekom en toe het ons so half begin grap oor Halkie, jy weet want dit was ons so mooi en dit het toe net so half gestiek. En vir ons simboliseer dit maar net om vry te kon wees en dit simboliseer net so half ons alles waarvoor ons regtig lief is en dan is hierdie mos nou 'n simbool van liefde. En toe het een van ons vriende gesê, maar jy moet nou altyd as die kinders net dink waaroor gaan hulle kan spot met die naam. Dis ek die ergste is, hulle gaan hom kan, want jy dink Hulk, soos die groot sterk man, toe dink ek, dis nie 'n slegte ding om 'n seentjie oor te spot nie, as jy groot en sterk is nie. Jy uit by Moederskap. Daar's geen handleiding nie. Hoe ervaar jy dit? dis my heerlik. Mense waarsku jou sê dis jy weet dis moeilik en jy gaan nooit weer slaap nie en ek dink baie keer kan daar 'n verskriklike negatiewe narratief wees oor dit. Ek het eintlik soveel jong vrouens wat vir my boodskappe gestuur het en gesê, weet jy wat, ek was altyd verskriklik bang oor ma word. En as ons na jou kyk, dan het ons weer hoop. En ek het nogal op 'n geestelike vlak gevoel daar's so 'n verantwoordelikheid wat die Here met my gesels het oor kom ons verander bietjie die narratief. Baie mense is ook geneig om raad te gee deur jou hele swangerskapproses. Maar is daar raad wat jou kant toe gekom het wat regtig goeie raad was wat jy kon omarm? Ons was by 'n geleentheid gewees en ek het met Karlien van Jaarsveld gesels en sy het net vir my gesê een ding. Sy sê, maak seker jy bly naby aan jou ma. En dit het regtig so 'n indruk op my gemaak en needless to say, ons trek nou Parel toe sodat ek naby aan my ma kan wees. Ek voel regtig dankbaar en bevoorreg om 'n ouma te wees en na so 'n paar nagskofte voel ek die titel van ouma het nou al ingesink.
Die beste raad wat ek vir haar sal gee is volg jou eie instink, want almal het raad, maar op die ou end weet jy as mamma die beste. Dit was 'n groot jaar vir Marcel wat die leiersels van Boer soek 'n vrou aan Riandi oorgegee het, maar ook vir haar aanbieding op die program benoem is vir die beste aanbieder by vanjaar se Silverskermfees toekennings. Ek het nog steeds groot drome en ek is nog steeds altyd oop vir geleenthede, maar ek dink dit is ook 'n deel van volgende jaar wat ek nou uitsien om dinge klein bietjie stadiger te vat. Daarvoor is ek super dankbaar dat ek Boer soek 'n vrou gedoen het. Selfs met die modelwerk wat ek vir lank oor see was. Nou kan ek altyd hierdie my eerste prioriteit maak. Grootste les wat moederskap jou kom leer het. Wat ek geleer het is om regtig nie te veel vooropgestelde idees te hê nie, want in elke liewe opsig het hy my op die beste moontlike positiewe manier kom verras. Wanneer Marcel 'n offisier op iets stel, kan niks of niemand aan haar pad staan om haar hande daarop te kry nie. En wat haar nuwe rol betref, het sy net een doel voor oë, en dit is om die beste ma moontlik vir Halkie te wees. En ons weet, sy gaan wees. Marcel, Handrey, baie geluk en ons is opgewonde om vir Halkie as deel van die Bravo gesin te hê.